Goeiedag maats, kan julle glo, ons is vandag by die laaste stukkie van ons reis deur die hele Ou Testament. Ek moet net sê, ek is baie trots op elkeen van julle, want ons het 'n lang reis agter die rug, maar ons het dit gemaak en hier staan ons aan die einde. Vandag gaan ons nog 'n laaste 4 belangrike mense en gebeurtenisse oor gesels en dan aan die einde van vandag gaan ons reg van die begin af al die woordjies en al die handsyne, gou alles op mekaar, direk na mekaar noem en ons gaan dit onder 'n minuut doen. Julle gaan sien hoe oulik gaan julle wees. En ek hoop julle is ingeoefen, want vandag gaan ons nog 4 nuus leer en dan vat ons hom reg van die begin af, né? Nou net om ons geheue te verfris, wil ek julle net herinner, verlede week het ons gesien dat Israel, die volk, is verstrooi tussen die Assiriese koninkryk, reg oor die Assiriese koninkryk. Hulle het grootendeels tot niet gegaan. En dan sien ons hoe Juda, God se volk, in ballingskap geneem is en dan weer teruggekeer het uit ballingskap uit. En hoe die Here 'n wonderlike plan bewerk het om die volk weer terug te kry by hulle in hulle eie land. En dan op die einde van die dag sien ons, nou dat die volk terug is in hulle eie land, moes hulle stelselmatig weer hulle voete vind en hulle self net weer georden kry. En een van die eerste dinge wat hulle gedoen het, is om die tempel weer te herbou. En dit is te danke aan Zerubabel. En onthou julle die handsein vir hom? Zerubabel het gehelp om die tempel te herbou. En dit is nou waar ons vandag aansluit. Nou in hierdie tyd wat die Persiërs toegelaat het dat Juda weer, of die Joodse mense weer teruggaan na Juda toe, het daar 'n jong meisie op die voorgrond getree. Haar naam was Ester. Nou Ester was beeldskoon. Sy was 'n pragtige mens geweest en sy het die oog van die Persiese koning of die prins van Persië gevang. En dit was nie kort voor lank nie, of hulle twee is getroud en sy word die koningin. Nou die handsein wat ons vir haar het is koningin Ester. Ester koningin. Amper soos wat Saul en Dawid koning was, nou sit net Ester koningin. Nou wat haar belangrik maak is, sy was getroud met die Persiese koning, maar sy was 'n Joodse meisie. En sy het in Persië gebly en dis waar die Persiese prins haar natuurlik 'n oogie op haar gekry het. En wat gebeur het is, in daardie tyd was die koning se regterhand man, Haman. Hy was baie gekant teen die Jode en hy wou met alle mag alle Jode net se muur doodmaak. En in hierdie tyd het Mordegai, wat Ester se oom was, na haar toe gegaan en gesê, Ester, jy het nodig om ons volk te help. Sal jy nie asseblief na jou man, wat die prins is, na toe gaan en hom oorreed om ons te help? Want Haman is op 'n missie om almal dood te maak. En in daai tyd was dit nie sommer net dat selfs nie enige vrou, veral nie eers die koning se vrou, kon sommer net by hom inbars en sommer net tyd met hom spandeer nie. So sy het eintlik haar lewe gewaag toe sy dit gedoen het. Maar sy is toe nou braaf en sy maak haarself mooi en sy loop in by haar man, die prins, en sy begin by hom smeek vir die Jode. Sy sê vir hom die hele prentjie en wat Haman besig is mee en wat is besig om te gebeur. En in plaas van om kwaad te word, is die Persiese koning dankbaar vir Ester. En so help hy dan nou die Jode nog verder en luister hy nie meer na die invloed van Haman nie. En dit is alles te danke aan Ester. Ester se gehoorsaamheid om haar volk te help, om braaf te wees, om haar koning te gaan aandurf op 'n tyd wat hy haar nie noodwendig verwag het nie, maar tog het dit gehelp, want so is God se volk weer eens gered van die dood. En dit is weer eens te danke aan Ester. So Ester speel 'n baie belangrike rol. Ook in hierdie tyd wat wie belangrike rol gespeel het was Esra. Soos ek nou gesê het, die volk is nou nog besig om hulle voete te vind, weer terug in hulle eie land, en dinge moet herbou word. En terwyl Zerubabel die tempel geherbou het Esra gekom en gesê, maar ek gaan die mense weer herbou. So Esra het gefokus op die mens self. En dis kom Esra se teken, Esra mense is. So doen die teken saam met my, Esra mense. Hy het gesê, ek gaan op die mense fokus. Ek gaan sorg dat die volk weer 'n eenheid word. Ek gaan sorg dat dit weer goed gaan met die mense van Juda. Hy het gefokus op die mense. So dis die belangrike rol wat Esra vervul het. So Esra het gefokus op die mense en om die mense te herbou. Dan 'n derde persoon wat ons in hierdie tyd ontmoet is Nehemia. Nou Nehemia was 'n baie sterk leier gewees. Hy was 'n strategiese man, hy het baie goed gefunksioneer en hy loop toe om die mure van die stad Jerusalem. En hy sien toe hoe vervalle en hoe gebreek en hoe platgeslaan groot dele van die muur is. En hy het net gesê, dit maak die volk van Juda kwesbaar.
daar gaan iets aan moet gedoen word. En hy besluit toe nou om 'n groep mense van Persië terug te bring in Juda in, en hulle begin strategies werk om die mure van Jerusalem weer te herbou. En die prentjie wat hulle skets is eintlik so mooi. Hulle sê, aan die een kant het hulle die swaard gehad om te veg teen die vyande wat potensieel nog kan inkom, en aan die ander hand het hulle die troffel gehad, en so het hulle die mure van Jerusalem weer geherbou. Wat beteken dat die volk kon weer veilig wees en beskerm wees omdat die mure om is. En hy was ook 'n baie strategiese man, soos ek sê, so hy het strategies gewerk. Hy het gesê, elke persoon moet self verantwoordelikheid neem vir die stuk muur waar naby jy bly. So dit beteken, almal het begin bou, en dit was nie net die werk van 2 of 3 mense nie, so almal was verantwoordelik om die mure te bou. En 'n magtige taak om die mure te herbou, was net gevoltooi in 52 dae, omdat hulle so mooi en strategies gewerk het, as gevolg van Nehemia. Nou, Nehemia se teken is, vat hom so van jou kniegies af, jou hande. Nehemia bou die mure van Jerusalem. So vat hom so van jou knie af, en dan bou julle die mure so op, tot omtrent hier voor. Daar is die teken. So, ons het gesien, Ester, koningin, Esra wat op die mense fokus, en dan Nehemia wat die mure opgebou het. En snaaks genoeg, na hierdie tyd, kom daar 'n baie vreemde tyd in die volk se geskiedenis. Baie vreemd, omdat dit 'n baie stil tydperk was. Daar was 'n vreeslike lang tydperk van wag. Stil. God is amper asof God homself so amper onttrek het. Hy het nie meer gepraat nie, hy het nie meer profete gestuur nie, hy het nie meer rigters gestuur nie, hy het net niks gesê nie. En hierdie tydperk van wag het 400 jaar geduur. Dit is 'n verskriklike lang tyd, mense. 400 jaar. Dit beteken een generasie het opgegroei en hulle het weer uitgesterf. En nog 'n generasie het gekom en uitgesterf. En so het vele generasies in 400 jaar opgegroei en weer dan uitgesterf. So klomp generasies, maar dit het ook tyd gegee dat die volk ordentlik weer hulle voete kon vind. En na 'n lang wagtydperk van 400 jaar doen God 'n baie interessante en 'n baie vreemde ding. God besluit hy gaan iets buitengewoon doen, iets wat hy nog nooit van tevore gedoen het nie. God besluit hy gaan sy eie seun, wat self ook God is, na die aarde toe stuur om mens te word. Want van die begin van tyd af, onthou julle reg van Adam en Eva se tyd af, het ons gesê God begeer om in verhouding met die mens te staan, en die sonde en die verkeerde keuses wat die mens gemaak het skeiding gebring tussen God. En God het besluit, as sy seun kan mens word, kan hy die herstel weerbring in die verhouding tussen die mens en God. En hy stuur sy enigste seun. En skielik, na 400 jaar se doodse stilte, skielik sien ons word daar 'n baba gebore. Sy naam was Jesus. Hy word in 'n stal gebore, omdat daar nie plek vir hom was in die herberg waar sy ouers was nie. En hy word in 'n stal gebore. En ons sien hoe hierdie kind groot word, en daar telke male aanslag op sy lewe is, en dan hoe hy eventueel begin wonderwerke doen, mense begin dien met liefde, en uiteindelik sien ons hoe hierdie Jesus gekruisig word aan 'n kruis. Hoe hulle hom hang aan 'n kruis. Maar voor dit het Jesus eers al die wêreld se sonde op hom geneem, en dit saam met hom aan die kruis laat sterf. En dis Jesus se teken, kruis. En dit is natuurlik waar ons verhaal eindig, want hier begin die hele Nuwe Testament, en dit is weer 'n hele ander reis op sy eie. Maar vandag is dit waar ons klaar maak met die hele Ou Testament. Kan julle glo, maats, ons is klaar. So kom ons hersien vinnig net wat ons gou vandag gedoen het, en dan gaan ek en julle kyk of ons onder 'n minuut die hele Ou Testament kan deurgaan. So vandag het ons gesien, Ester koningin, Esra mense, Nehemia muur, wag, 'n lang tydperk van wag, nee, Christus. Dis ons handsein daarvoor. Gou weer, Ester koningin, Esra mense, Nehemia muur, wag, Christus. Great, maats, dit is dan die laaste 4 mense wat ons dan vandag gaan doen, en dis die einde van ons reis, ons lang reis deur die Ou Testament. Nou is dit die tyd, kom staan sommer op, skud jouself sommer reg, oefen so 'n bietjie daar armpes, want nou gaan ons reg van die begin af, al die tekens van die begin af, tot aan die einde van die Ou Testament, vinnig, al die handseine met die woorde vinnig saam doen. Is julle reg, maats? Ek gaan tot 3 tel, en dan begin ons. 1, 2, 3, skepping, val, vloed, nasies, Abraham, Isak, Jakob en Josef, Moses,
Pascha, wet, tabernakel. Dan sien ons offers, feeste, tel, soek, swerf, sterf, tweede wet. Joshua, verdeel, verower, 12 stamme, rigters, Deborah, Gideon, Samson, almal het gedoen wat reg is in hulle eie oë, behalwe Rut en Samuel, Verenigde Koninkryk, Saul, geen hart, Dawid, heel hart, Salomo, halwe hart, verdeelde koninkryk, meestal slegte konings, profete praat, Israel, verstrooi, Juda in ballingskap, Juda keer terug, Zerubabel tempel, Ester koningin, Esra mense, Nehemia muur, wag, Christus. Great maats, dit was sommer baie mooi. Ek het gesien hoe hard het julle geoefen en julle het almal sommer baie mooi saam gedoen. Gaan oefen hierdie weer en dan hou julle tyd en dan kyk julle of julle dit almal gereeld onder 'n minuut kan doen. So hou dit sommer vars in julle gedagtes deur gereeld dit te oefen. Hoor julle maats? Baie dankie my maats vir al die heerlike saamstap. Ek is nou sommer moeg gestap. Ek gaan nou sommer my tekkies weggooi want hulle het al gate onder gestap. Dankie vir 'n heerlike reis. En pas julleself mooi op, maar ek hoop julle kry almal nou 'n baie mooi geheel prentjie van die Ou Testament en hoe die Ou Testamentiese dinge verloop het. Ek hoop julle die reis saam met my geniet en ons gaan dalk mekaar in die Nuwe Testament weer sien. Groete julle.